Ek hoop werklik waar dat jy kan besef dat die lewe is baie kort. En in 'n oomblik kan alles verander in jou lewe. Baie dankie dat jy ingeskakel is by Saaityd. Ek groet jou in die wonderbare naam van ons Meester Yeshua. Dis Dinsdagoggend en ek wil 'n noodsaaklike boodskap aan jou oordra vandag. Want jy sien, ek besef die afgelope paar dae dat die lewe is so kort. En alles wat ons ken en alles wat ons weet, kan in 'n oogwink verander in jou lewe. Daarom moet ek en jy bewus wees. Ons moet bewus wees dat ons het iets wat ons moet uitsorteer in terme van ons wandel met die lewende God en ook met mense. Omdat die lewe so kort is. Ek sien ongelukkig dat soveel mense lewe in bitterheid en hulle lewe in onvergewingsgesindheid en daar is soveel mense wat lewe asof hulle vir 1000 jaar hier gaan wees. Asof hulle vir ewig hier op aarde gaan lewe en hulle het net nie 'n saak met die hiernamaals nie. Want onthou een ding, dat elke een van ons het 'n einddestinasie. En as ek die woord lees, dan lees ek, daar is net 2 plekke waar ek en jy gaan opeindig. Eider dis by die ewige lewe, of dis by die ewige dood. So, en daarom moet ons die regte keuses maak nou al. Ons moet die regte keuses maak. Weet jy hoekom? Want die lewe is so kort. En regtig, in 'n oogwink kan dinge verander in jou lewe. Kan ek gou vir jou iets lees? Ek wil hierdie deel, sodat jy kan verstaan wat sê die woord, en wat die realiteit is van hierdie lewe. Ek lees vir jou. Hy sê, want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens, soos 'n blom van die gras. Die gras verdor, en sy blom val af, maar die woord van Jahwe bly tot in ewigheid. Halleluja! Die woord van Jahwe bly tot in ewigheid. Nou Petrus skryf hierdie in 1 Petrus hoofstuk 1 vers 24 en 25 en hy sê hierso, want alle vlees is soos gras. Alle vlees. Want jy sien, gras het 'n seisoen en hy sterwe of hy raak dood en hy word bruin. Hy word nie meer groen nie, hy word bruin. Hy verloor sy kleur, hy verloor sy lewe. En dit is dieselfde met blomme, dit is dieselfde met bome, en die bome verloor hulle blare, en die bome het 'n leeftyd, en die gras het 'n leeftyd, en alles wat om ons is, het 'n leeftyd. En so het jy ook hier op aarde 'n leeftyd, en daarom moet jy besef, dat alle vlees het 'n leeftyd. Dit sluit my in, dit sluit jou in, en Vader het 'n spesifieke leeftyd bepaal vir elke mens. En ek weet nie, of ek die einde van hierdie Dinsdag gaan sien nie. Ek weet dit nie. Jy weet nie of jy die einde van hierdie week gaan sien nie. Jy weet dit nie. En daarom is dit belangrik, dat jy jou saak met die lewende God sal uitklaar. Dis so noodsaaklik. Want jy sien, die mense lewe asof hulle vir 1000 jaar hier op aarde gaan wees, en asof daar niks is, wat enigsins 'n verandering kan kom maak in hulle lewe nie. En ek sien hoe mense lewe, en is die een partytjie na die ander partytjie, en mense het net geen behaag oor wie God is nie. Hulle het net geen worry oor hulle liggaam, en dat hulle liggaam die tempel is van Heilige Gees, en dat hulle self moet oppas nie, en mense lewe soos wat hulle wil lewe. En hier sien ek in die woord sê dat alle vlees is soos gras, so met ander woorde, jy het 'n seisoen hier op aarde. Jy het net 'n seisoen. Mense, in 'n oogwink kan dinge verander. In 'n oogwink, en ek besef dit die afgelope paar dae, dat dit is wel wat kan gebeur. Nie een van ons het 'n waarborg nie. So wat moet ek doen, as ek daardie besef het, dat my lewe is so kort? Ek moet elke dag seker maak, dat my saak met die lewende God is reg. Dis punt nommer 1. Punt nommer 2 is dat ek moet seker maak, dat my lewe is in lyn met die woord van Skepper lewende God. Want hier sê hy sê, want alle vlees is soos gras, en nou gaan hy verder na vers 25, hy sê, maar die woord van Jahwe sal bly tot in ewigheid. In ander woorde, as die woord in my is, dan sal my lewe behoue bly. So al sterwe ek, net soos wat Yeshua gesê het, al sterwe jy sal vir ewig lewe.
So al sterwe ek en jy, sal ons vir ewig lewe vanweë die woord van Skepper lewende God wat in ons lewe is. So ek moet seker maak dat my saak is reg met die lewende God. Ek het tot bekering gekom en ek is gewas deur die bloed van die lam. Tweedens moet ek weet dat die woord moet in my lewe wees en dit moet absoluut deel wees van my lewe. Want as die woord in my is, dan weet ek sal vir ewig staande bly. Ek sal vir ewig lewe. Hoekom? Want sy woord bly tot in ewigheid. En derdens, my verhouding met mense moet reg wees. Ek kan nie met bitterheid en onvergewingsgesindheid rondloop nie, en as daar enige iemand is wat iets teen my het, dan moet ek dit uitsorteer. As ek iets teen iemand anders te het, dan moet ek dit ook uitsorteer. Want jy sien, is noodsaaklik, en ek kan nie dink dat ag, dis okay, hulle moet nou maar aangaan, en ek moet nou maar aangaan, en ag, daar sal seker een dag wees. En daai een dag is baie keer te laat. Baie keer te laat. Daai een dag om dinge te gaan uitsorteer is baie keer te laat. En dan sien ek dit, en ek sien dit by soveel begrafnisse, dan sit die familie daar, en hulle huil, en hulle is miserabel vanweë die feit, dat hulle nie vergifnis gekry het, of vergifnis gevra het, by die persoon wat alreeds afgesterwe is. Jy het vandag nog 'n geleentheid. Jy het vandag nog 'n geleentheid. Terwyl jy asem in jou longe het, het jy vandag nog 'n geleentheid om jou saak met Jahwe ons Elohim uit te sorteer. Om Yeshua aan te neem as jou verlosser en saligmaker. Om hom te dien in gees en in waarheid. Jy het nog 'n geleentheid om jou te vul met die woord van Skepper lewende God, om seker te maak dat jy gaan behoue bly na hierdie lewe, hierdie seisoen wat ons het hier op aarde verby is. En jy het vandag nog 'n geleentheid om dinge reg te stel met mense. Miskien is dit dalk jou ouers, miskien is dit dalk jou kinders, miskien is dit dalk familielede, vriende, wat iets teen jou het, of jy het iets teen hulle, en jy het vandag die geleentheid om dit reg te maak. En ons lewe in 'n tydperk van tegnologie. Jy tel 'n telefoon op, jy doen 'n WhatsApp video call, of jy ry na die persoon toe en jy klop aan sy deur. Mense, dit is so noodsaaklik dat ons vandag sal besef dat die lewe is kort. En ons kan nie toelaat dat die lewe verbygaan en ons los maar net dinge en ons verloor die gawe van die ewige lewe en ons vind onsself op die verkeerde plek en ons mis die ewige lewe en ons kom in die ewige verderf en ons mis dit om in eenheid te lewe met mense. Om daardie dinge uit te sorteer wat hakplekke veroorsaak tussen ons en ander mense. Ek wil hierdie met jou deel vandag, want ek voel dit op my hart dat daar is regtig mense wat lewe asof hulle vir ewig hier gaan wees. Mense, die lewe is kort. Ek en jy moet dit besef dat die lewe is kort en ons kan nie toelaat dat dinge net verbygaan nie, maar is so noodsaaklik dat terwyl ons die tyd het, dat ons alles sal uitsorteer, om seker te maak, voordat ek my kop op die kussing lê vandag, dat my lewe in 'n regstaande posisie sal wees teenoor die lewende God, dat ek gevul sal wees met sy woord, en dat ek in harmonie sal lewe met mense, en as dit nie so is nie, dan moet jy nie eers gaan slaap vanaand, voordat jy dit gedoen het nie. Inteendeel, wanneer hierdie video klaar is, sak op jou knieë en maak jou gees oop en nooi Yeshua weer opnuut in jou lewe en maak seker dat jou saak met hom is reg. Vul die woord van die lewende God in jou hart en gaan sorteer die sake uit met mense wat iets teen jou het of jy dalk teen hulle. Nog voordat hierdie dag verby is, voordat die son gaan sak vandag, moet jy seker maak, maar ek weet, ek het die gawe van die ewige lewe. Ek weet, dat as ek my laaste asem uitblaas, weet ek waartoe ek gaan. Ek weet. En as jy dit nie weet nie, het jy geleentheid vandag om dit wel uit te sorteer. So ek wil hierdie video net vir jou deurgestuur het, hierdie boodskap vir jou gegee het, sodat jy kan besef, maar die lewe is so kort. Maar dis nie nodig, dat jou lewe moet eindig hier op aarde nie. Maar jy kan vir ewig lewe, saam met Yeshua, jy kan vir ewig lewe, as jy maar net jou saak uitsorteer met Jahwe ons Elohim, as jy Yeshua aanvaar,
as jou verlosser en saligmaker jou vul met die woord en natuurlik in harmonie lewe met ander mense. So mense, baie dankie vir die voorreg om vandag met jou te kan gesels, om hierdie woord in jou hart te kom lê, dat jy vandag die besef sal hê, maar ek het werk wat ek moet doen, ek moet dinge uitsorteer, ek moet seker maak, dat voordat hierdie dag verby is, inteendeel wanneer ek klaar is met hierdie video, gaan ek seker maak, dat alles is reg in my lewe, voordat hierdie dag verby gaan, en ek maak dalk nie my oë oop nie. Mense, baie dankie dat jy ingeskakel is, dankie dat jy deel is van hierdie uitsending, mag Abba Vader jou seën, mag hy jou toerus, mag sy aangesig oor jou skyn, en mag hy vir jou vrede gee, vrede wat alle verstand te laat bowe gaan. Van my kant af, Rian Abri, dis 'n voorreg om met jou te gesels, tot volgende keer, Shalom.